terug by die groot ontbyt. Ons is hier in die kombuis saam met chef Jean-Marie Breitenbach. Goeiemôre dame. Goeiemôre, Peer. Lekker om jou te hê hier by ons. Lekker om hier te wees. Hoorie sommer, hier's 'n beelerige besigheid vir môre. Gaan ons bak en brou? Ons gaan bak en brou en ons maak weer 'n skytjie. Beskuitjie. Chef Jean-Marie bak en brou Breitenbach. Hoorie so sê gou vir my meisie. Wat 'n beskuitjie is daai? Want daar is 'n ietsie witterig. Dit lyk meer vir my, kom ek wees nou maar eerlik, soos 'n koekie. So hierdie is 'n Cinnabon beskuitjie. Soos die konsep van 'n Cinnabon, maar in beskuitvorm. Daar. Ja. Hoe is daai versiersuiker oor? So dis die glasuur of die glaze boop Op 'n beskuit. op 'n beskuit. Uitgedroog. Jy sit hom in die koffie. En Nou ja, right, daar gaan ons, my pens gaan groter word. Verduidelik asseblief ons wat maak ons vanmôre? Okay, so ons gaan begin. Ek wil net verduidelik hierdie so jy kort karringmelk vir die beslag. Maar hoe maak mense as jy nie in jou huis het nie? Karringmelk het nie. Ja. Wat maak jy met die melk om dit karring te kry? Ja. So ek gaan 'n wenk gee hoe om jou eie karringmelk te maak, sommer net oornag of binne 15 minute. So jy vat 'n koppie melk en dan vat jy so 40 tot 50 ml asyn. Asyn. Dan sit jy dit by die melk en dan begin hy skei en hy raak half suur en karringmelk. Is dit dit? Dis dit. Jy sien, maar nou is hier 'n probleem, want dis karringmelk en 'n Cinnabon en daar's 'n glasuur op. Jy het my op 3 levels het jy my. Waar begin ons? Ons begin met 'n koppie suiker Ja, saam met 'n halwe koppie gesmelte botter. gesmelte botter. Ag, dit lyk Jy hoef baie nie hard te moeilik. werk die keer nie. Moet ek vir jou roep? Ag jy kan, as jy so Met die gaaf whisk. wil wees. Ek Ja, hou vir jou die jy hoef nie so uitlepel. hard te werk die Ek keer ben nie. altyd die uitlepel in prys as ons gaan kamp ook. Moet ek stir. Daar sê. En dan gaan jy jou vanille bysit. Vanille ekstrak of vanilla essence, soos Ja. mense maar sê. En dan jou karringmelk. Hier is so koppie 2/3. bietjie. Ja. Okay. En dan 2 eiers. 2 eiers. 2. Maar sê. Dan is ons klaar met dit, gaan ons die droë bestanddele bysit. Alright. Ekskuus, ek is nou hier oorkant jou. Nee, wat? Trek maar. Jy het ons uit die soet aan, so daar gaan niks inval nie. Daar nie. So, as jy 'n koeksoda gebruik, Ja. moet hy geaktiveer word met 'n suur. Dis hoekom die karringmelk en die asyn daar is. OK. Bakpoeier het klaar sy suur in en sy bietjie sout en sy goedjies om te rys. Hierdie ene moet geaktiveer word. Jou bak. Okay, het julle dit? Ek het dit nie. Maar dit gaan op die lysie wees op YouTube. Ja. Nee? Ja. Ja, en op sosiale media sal dit onderaan wees, daai goedjies. Daar wat sy gewys het. Gaan jy nou hierdie hele ding inlepel? So ek gaan nou net van die meel, so hierdie is 2 koppies meel. So ek gaan bietjie insit om spasie te maak in hierdie houer. En dan gaan ek my rysmiddels in die meel inmeng. Want 'n mens wil nie eintlik klonte tussenin van die rysmiddels hê in jou beslag nie. So met ander woorde dat jy daai laat dit nie op hulle eie bly nie, maar dit ook gemeng word binne in die droë beslag. In die droom bestaan jy dan voor die beslag ingaan. Ja, het jy al 'n koekie gehad of 'n ietsie gehad wat gebak is wat jy 'n appie net koeksoda gehad het? Gelukkig nog nie. Dis so seperige, baie onaangename ervaring. Ja. Dit pres so seep en dan wonder jy wat is die Wat het nou bestanddeel? gebeur? Ja. En dan Dit sê- is toe nou nie seep nie, dit is ja. Ja, dis net 'n bietjie ekstra koeksoda wat nie mooi ingemeng is nie. Mens jy werk pragtig met my. Jy's so dierbaar met my vandag. Gewoonlik gooi jy 'n ton se goed in en dan het ek al klaar krampe teen die tyd wat dit net raak in die bak. Ek het geleer. Maar sê hier raak die ding nou dik. Gaan ek 'n halwe teelepel sout op bysit. Sê. Dit raak mooi hier. Ek moet vir jou sê, die bietjie help nogal. Daar's nie klonterigheid in nie, né? En ons nie 'n mors nie, wel jy mors altyd maar. Nee, nou klippe gooi nie. Nou, sê. Daar's hy. So as alles mooi gemeng is, dan gaan ons dit nou uitskep hier in. Dis 'n 23 by 33 pan. So die beslag gaan min lyk, maar hy rys mooi. Die goeters, ek het altyd die helfte van die gebak binne in die whisk in. Kom maar toe. Hulle raak paniekerig, hulle skree my oor. Nee, moenie. Almal duitjies so. Nou maar netjies. So, nou die beslag in die pan. In die pan en dan gaan ons kaneelvulsel insit. 'n Kaneelvulsel. Ja, so die kaneelvulsel is hierdie ouetjie wat hierso staan. Ja. So dis botter, halwe koppie botter,
2 teelepels, ekskuus, kaneel, fyn kaneel en dan Half koppie botter, 2 teelepels fyn kaneel en dan 'n koppie suiker. en 'n koppie So suiker. daar's bietjie meer suiker in. En dis dis omtrent 'n lekker sanderige suikerbesigheid, né? Ja, so dan gaan ons nou, Dit gaan 'n vulsel word sê jy. ja, Gaan 'n mens hierdie ding toerol of gaan jy dit net oorsmeer? jy gaan hom net binne indruk. Net indruk. Ja, jy gaan hom basies, O, dis waar die kleur vandaan kom. Ja. Nee? OK, dit maak nou sin. Kaneel. Right. so dan gaan jy hom nou so sit. Hoe maak 'n mens nou? Verrys. Dan gaan ons sit daai net sulke blokkies daar so. O, Ek gaan droog maak. dan sit ons net van die kaneelvulsel. So, as tot te veel kaneelvulsel op een plek is, gaan hy 'n groot gat maak. So ons wil die kaneel eintlik mooi versprei. Maar nie gelyk nie, bolletjies oral, né? Halfpad. Soos wat jy daar kan sien, So jy verskillende tekstuurverandering kleure. kan sien, kleurverandering kan Dan sien. vat jy. Gedink as jy wil kan jy same doen. Dis Ja, interessant. gaan So dan maak jy, Maar oor 'n vryf was dit net lekker ja. Maar moenie my deeg net indruk en skuif nie, net mooi saggies. Sien so. Dis jammer. Gaan jy Daar dit nou is so maak? suiker en kaneelstukkies. Right, nou so, hierdie hoe laat mens hierdie nou rys? Wat los jy dit? So hierdie gaan jy nou reguit in die oond 180 grade vir so 30 minute tot hy mooi verbruin is bo. Ja, 180 vir 30 minute en Ja. boerbrein wees. En dan haal jy hom uit en dan Okay. laat jy hom net bietjie afkoel, laat hy net warm is tot laat jy hom net voel hy moet lou wees basies. Ja. En dan sit jy jou glasuur oor. So hierdie is 2 koppie en 'n half versiersuiker, vanille en dan 3 eetlepels melk. So hy lyk so dik Hy's baie dik. 3 lepels melk is eintlik baie min vloeistof daarvoor. vir al daai versiersuiker. Versiersuiker, ja. Maar dit werk, dan sprei hom net uit bo-op. As hy klaar Wanneer dit lou gebak is, so dit sal bietjie meer beweeglik raak. Ja, laat hy ook net bietjie intrek. En dan sit jy hom in die yskas vir so 30 minute. Eers yskas toe. Ja, laat die beslag, die spons heeltemal afkoel. Ja. En dan saam met die glazebol Glasuur. op, glasuur, en dan as hy heeltemal koud is, haal jy hom uit en dan sal jy sien die glasuur het begin hard word bo. Ja. Soos jou donuts en goed ook. Yes. Dan sny jy hom, so wat ek normaalweg doen, ek sny die gebak net so in die helfte en dan die beskuitjies so. So die jy kant behoort af. omtrent so Sodat jy 'n kant op elke beskuit kry. ja, Sodat almal eenvormig is, want party mense sê, "Waar is die kant beskuite? Ek wil grawe daar, ek soek 'n kant ja, beskuit." Ja. dit is die gunsteling in my familie. So dan is dit nou jou glasuur op is en hy is gesny, dan sit jy hom terug in die oond op 70 grade. Nadat jy hom gesny het, klaar. Nadat jy hom gesny het, glasuur op en hy's klaar gesny, sit jy hom terug in die oond 70 grade vir so tussen 3 en 4 ure. Onthou, die is suiker, so as hy gaan nog sag voel in die oond, maar as Ja. hy bietjie afkoel en hy's hard, is hy reg. So die glasiergrankie afkom dan nie, want dit is net 70 grade vir 3 of 4. Nee, hy gaan net uitdroog. Ons bak hom nie weer nie, hy droog Droog net uit op Ja. 70. Baie dankie, Chef Jean-Marie. Dit lyk fantasties. Dit lyk meer soos pudding as soos beskuit. Kan nagereg ontbyt wees, waar ook al jy wil wees. Ontbyt hier. Baie dankie vir jou moeite. Dis nou baie lekker. Dis 'n kaneel, suiker, karringmelk geglasuurde beskuit. Ja. Merkwaardig. Gaan traai daai enetjie. Die resep is op sosiale media. Aan die onderkant, just page app, look it down. Okay. Dankie Chef Jean-Marie Breitenbach. Dankie. Ons gaan nou terug en dan gesels ons met Dirk van der Westhuizen.